vra om vandag net saam met my te journey, ons gaan dans, bly net by my, dis dieselfde goed wat ek net dieper en dieper en dieper mee wil gaan, want ek wil vir jou vandag 'n baie belangrike ding verduidelik, want ek dink jou lewe kan verander, dit is besig om myne te verander. Want wat ek vandag wil sê, as jy nie jou persoonlike KRT-behandeling gaan ontvang nie, sal jy in jou lewe nooit ooit 'n lewe van geloof het wat vrug dra nie. Dis nie moontlik nie. Want jy en ek is in sonde gebore en geval. En die probleem is, en ek gaan dit baie mooi verduidelik, dat in ons teologie, en Paulus het 'n baie sterk punt gemaak om te sê, die wet red jou glad nie. Die wet het nie gewerk nie. Daar is net een ding wat jou weer by God kan uitbring, en dit is die bloed van Jesus, wat hy sê. En dit alleen red jou. Maar nou stop ons daar. Ons stop daar. En dis hoekom Jakobus nou sê, en Jakobus was Jesus se boetie, Jesus was nog net dood gewees, toe skryf hy daai brief, julle het mos Jakobus gedoen, wat 70 jaar na Christus. Toe sê hy sê eintlik, as 'n geloof wat nie vrug dra nie, hy sê dis dood. Ek bedoel, dit help nie, ek sê vir my vrou, ek is lief vir jou, maar klap haar rond en beledig en abuse haar, en sy sê, like, mama, is jy regtig lief vir my? Jy sê dit, maar jy is dit nie. Hy sê, dis is 'n appelboom wat dussels draai. Hy sê, dis mos nie 'n appelboom nie. Jy sê jy is 'n appelboom, maar jy is eintlik 'n dusselboom, sê hy. Want dit is waar die Christelike geloof doodgemaak word. Ek bedoel, mense wat sê, hulle is Christene, en dan is daar geen vrug, dan is geen krag by hulle nie. En dis omdat ons nie lekker verstaan nie, en ook nie die prosesse gaan dat die Heilige Gees ons verander nie. En dit, om te sê ek is weergebore, of ek noem het gees gemanipuleerd, beteken eintlik dat jy die Gees heeltyd toelaat om jy al hoe beter, heiliger te maak. En dis wat ek veel verduidelik. Nou, wat KRT doen, is, as jy kanker kry, en ek gaan dit net 'n bietjie meer in detail vertel, dan het jy selle, wat vinniger vermenigvuldig as wat jou gewone selle vermenigvuldig. Kyk, die goeie nuus van jou is elke 7 jaar as jy niet. Die probleem is net as die ou selle wat net niet gemaak, weet jy, is die 14-jarige sel ongelukkig nie, jy probeer dit inspuit, wat werk jy eintlik so nie. Maar, in daai vermenigvuldiging van selle in jou liggaam, kom daar baie keer 'n foutjie, en dan word daar abnormale selle gemaak, wat hulle kankerselle noem. En daai selletjies, hulle vermeerder soos konyne en hase en katte. Dit is soos vinnig. En voor jy weet, dan as daai ding op jou vel is, dan is jou hele vel vol kanker. Jou vel is eintlik 'n orgaan. En dan gaan dit in jou hart en dan as jy volgende sien, dan is jy dood. So wat KRT doen, hulle vat jou witbloedselle. Want 'n ou wat kanker kry soos ek, sy witbloedselle sien nie die kankerselle. Julle het almal kankerselle. Maar julle is so gelukkig dat julle witbloedselle sien die kanker en dan maak hom dood. Good for you. Really. Myne het die vermoë verloor. Ek dink te veel antibiotika gedink, maar laat ons nou nie daar gaan nie. So wat hulle doen, hulle vat my witbloedselle, hulle het dit vir 6 ure uit my uitgetrek, my bloed 2 keer gepomp en gegenerate en gehad, dan gaan hulle en geneties verander hulle daai T-sel. Hulle gaan eintlik met 'n virus daarin. En dan verander hulle sy samestelling, hulle bewapen hom, dan sit hulle terug in my. En wat dit dan doen, dan het ek die vermoë, my T-selle, om my B-selle, want dit is al my kanker, hulle ry in die B-selle, te sien en dood te maak. Tot almal dood is. Nou, dit ek eers gedink, dis wat KRT doen. Ek moes gesê, my van is bester, nou gaan my van Ester wees, dan my B-selle is dood. Maar toe vind ek uit, dat wat dan gebeur, as al, dis soos 'n vuur, weet jy, as jy hele vuur uitgesit het, dan kan die gras weer groei. Dan begin jou liggaam weer B-selle maak, en in daai B-selle het die kanker nie. En die goeie nuus vir my is dat 75% van mense is na 5 jaar nog skoon, en 50% vir altyd. Nou, ek het nie meer 100 jaar om te lewe nie, dit sal ChatGPT nou iets gaan doen met ons, ek weet nie, maar dit is genoeg vir my. Dieselfde ding moet met jou en my gebeur. Ons het die geestelike kankerselle in ons sal moet doodgemaak word, op 'n geestelike vlak, soos selfsugtigheid.
Selfsugtigheid. Een van die groot sondes, luiheid is 'n ander sonde. So jy sal moet in 'n proses ingaan waar jy vir die Heilige Gees sê, you are a foreign object. Maar Jesus kan net in ons inkom deur die Gees. Want God is Gees. En dis wat Jesus sê, as jy die Gees toelaat, wat soos wind is en hy waai in jou, dan kan hy jou DNA verander. En dan moet hy daai onselfsugtige selletjie by jou doodmaak, wegvat. En wat hy dan vir jou moet gee, is deernis vir ander mense. Dat jy sien as iemand huil, of as iemand seer kry, en dat jy dan 'n liefde optree. Dis eintlik wat met ons gebeur. Dis die proses wat ek vir julle wil verduidelik. So, daar's 3 goed wat ou moet verstaan, want dis klomp redes hoekom ons dit nie weet nie. My en Kluis, ek is die grootste sondaar hier, want ek moes julle dit lank al vertel het. Maar ek het nou eens kaartjie gekry, het eers in 2021 uitgekom, jy weet, so gelukkig is jy vandag hier. 3 sake moet ons goed verstaan. Dis wie en waar God werk, wat sonde, hoe werk hy, en dan ook, hoe werk jy die kaartteerproses. En dis al wat ek vandag met jou wil deurgaan, okay. Want ou moet besef, ek het net oor die 3 eenheid gepraat. Die 3 persone van die 3 eenheid, elkeen 'n hooftaak. Die Vader het geskep, en hy hou steeds in stand. Dis wat ons glo. Jesus het kom red. Dis wat hy gedoen het. Dis sy hooftaak gewees. Nou regeer hy die kerk, maar hy kom red en hy regeer. Die Heilige Gees is toe vir ons gegee om ons te regenereer. Regenerate hierdie nuwe mens, Jesus. Die ou Adam moet doodgemaak word en die nuwe een moet opstaan. Dis wat die Heilige Gees kom doen. Nou, wat ons doen, almal, ons is baie happy met die Vader, soos Dawid, kyk na die berge, hoe mooi is dit, baie happy dat Jesus my gesterf het, man, dit is lekker, ek voel gered, ek is nie eens bang ek gaan doodgaan nie, dit is wonderlik man, maar wat ons nie het nie, ons laat nie die Heilige Gees toe ons te regenereer, en dan het ons die krag nie. Jy gaan nou sien wat doen die sonde aan jou. So, wat ons moet besef, die Vader kom skep ons na sy beeld. Jesus kom red ons, dat ons kan teruggaan na God toe om te sien wie hy eintlik is. En dan kom die Heilige Gees, en hy kom regenereer weer God se beeld in jou. Verstaan jy wat dit doen? Ons het die Heilige Gees uitgeskakel. Ons was so bang vir die Heilige Gees, jy gaan omval en begin lag, en ek weet nie wat se twak als nie, want daar is mos nou kerke waar dit te ver vat. Hierdie is wat die Bybel sê, en ek gaan dit net te veel lees, want iewers het ons dit gemis. So onthou dit nou. Vader het geskep, Jesus red, maar Jesus regenereer jou nie. Hy het die sonde se mag gebreek, dis die Gees wat jou nuut maak. Dis die Gees wat jou laat vrug dra. En ewenste wil ek sê, ek weet nie wat dit met ons gebeur nie. Sonde is soos kanker. Dit kom in jou liggaam, dit neem jou oor, nou het jy 'n tydelike oplossing is dalk chemo, wat dit doodmaak, en dit werk vir sekere mense, want dit is ook 'n ding van buitekant af wat dit doodmaak. Maar my chemo het my nou nie genees vir ewig hê. En so het ons baie keer hierdie oomblik, ons gaan op 'n kamp, en dan voel ons weggevoer, en dan kom ons maar weer by die huis, en daai afterglow hou net 2 weke, en dan skop jy weer die hond, en jy is weer waar jy was. Want dis is ons werk. Terwyl CAR-T wil die kankerselle doodmaak, heeltemal wis uit jou liggaam uit, en dan nuwe selle laat ontstaan. Nou die vir julle net op 'n tegniese punt wil ek net sê waar dit gaan, want ek dink ou moet verstaan, jy laat, die enigste manier dat CAR-T jou kan help, jy moet toestemming gee, ek moes toestemming teken, dat daai veranderde goed, ek is 'n alien, dis soos E.T., so goed, nou in my kom pomp hier by my. En jy kan doodgaan as die goed in jou begin veg ensovoorts, maar dan verander dit my. Niks anders sou my gered het as dit nie. So, die CAR-T staan vir generic, wat beteken dis 'n veranderde agent wat in jou liggaam inkom. En die Heilige Gees is 'n veranderde agent. Die tweede doen, die antigen beteken hy het die vermoë, daai veranderde agent, om my sel goed te verander binnekant. Ek bedoel, dis hoekom ek moet toestemming gee, want hy verander die sel, en hy is so goed, hy maak hulle dood nou. En dan maak hy so, dat hy, een deel van die R is, hy kom in jou liggaam in, en dan is hy agent wat verander, en dan het hy die vermoë om daai voort in te gaan van die ander en hulle dood te maak.
Maar dis iets wat van buitekant afkom. En die T is die terapie, net om te sê wat my gebeur. En dieselfde ding wat met ons gebeur. Jy met die Heilige Gees, wat 'n foreign object is. Want ons is nie God nie. Ons het goddelikheid in ons, maar jy moet daai deel van God wat Gees is toelaat in jou en vir hom toestemming gee. Jy moet hom inlaat om kyk bietjie, daar is jou kankerselletjie, om op te beweeg en daai kankerselletjie dood te maak. En hier's 'n nuwe video wat in die sirkel was van ons manne, wat 'n oue boek geskryf het oor die raadsale van God. Wat hy sê, en hy's nou beroemde ou daaroor, wat as jou oupas en oumas weet 'n vloek op julle uitgespreek het, dan moet jy nou in jou gees na daai raadsaal toe gaan en vir die duiwel daar sê voor Jesus, ek vergewe my pa en ma of my oupa en ouma wat nou hierdie ding aan my gedoen het, en dis nou gelas, is nou verby, ek gaan nou beter wees. Ek dink dit is Bybels nie, verstaan jy? Maar wat waar is op 'n dag, dan moet jy gaan sê, hier is 'n probleem met my. Ek het die ongeduld van my pa geërf. En ek sal moet besef dat hierdie 'n liefdelose ding is, hierdie ongeduld, laat mense ongemaklik voel om jou. En jy sal moet gaan en vir die Heilige Gees en jy bely vir die Vader en sê, ek is jammer hieroor. En jy sê vir die Heilige Gees, ek wil jy moet kom en jy moet dit wegvat by my en jy moet dit vervang met geduld. Dis daar moet, en hierdie is, en jy gaan net eens sien, ons is vol sondes. Dit gaan 'n lang tyd vir jou neem om alles dood te maak. Ons gaan vandag net 'n klompie van hulle doen, maar dit moet gebeur. Ek bedoel, die oomblik toe hulle nou daai kar teen my getap het, ek lê eintlik hier half uitgepaas, want ek was heeltyd gedraak gewees, was die oomblik van waarheid. En daai oomblik is almal daar, want op jou, die oorlog kan ontstaan tussen daai nuwe selle en my selle, en dan kry jy koors, jou hart kan gaan staan, jou longe kan ingee. Dit is 'n gevaarlike ding wat jy doen. Maar ek moes toestemming gee en ek het dit laat doen. En iewers sal jy vir, soos jy vir Jesus moet sê, toe ek was so saamgevaar om te trou, moes sy ja sê. Ek wil die feit dat sy moet antwoord. Jy moet, daar's 'n oomblik waar jy vir die Heilige Gees moet sê, dis is nou maar. Kom in en kom vat daai ding weg. En ons gaan hierdie ding laat doodgaan en ek gaan nuwe selle met die tyd gaan ek kry. Maar daai oomblik moet in jou lewe kom, verstaan julle? Want kom ek sê vir jou hoe lyk van die kankerselle in jou lyf. Geestelike luiheid. Gierigheid. Want wat jy doen, jy sit eintlik jou vertroue in goed. Hoe meer goed ons het, hoe beter voel jy. Bekommernis sê Jesus is een van die redes om die koninkryk nie, want die goed wat jy het, is die blank steel hulle weer. En jy is heeltyd besig daarmee. En dan selfsugtigheid. Jy dink net aan jouself. En dan verslawing is 'n mens gebruik al ander pille en goed om beter te voel. Of pornografie, of musiek, of stokperdjies. Dit word die God in jou lewe. Alle geld en tyd gaan so intoe. Dan het jy die mense wat wraak het. Hulle kan nie mense vergewe nie. En wat gebeur? Dit gee vasdra plek vir die bose in jou. Dat jy moet hierdie goed los. Jy kan nie 'n gelowige wees en wraak en haat hê en onvergifnis hê. Jy moet dan, jy kan nie. Ek wil dit is net, jy moet dit verstaan, dan is jy nie meer gelowige nie. Want Jesus sê, jy moet 70 maal of 7, en dan die groot sonde, die hoogmoed, dat jy werklik dink jy is beter as ander. En dis wat Adam en Eva se ding, hulle wou God wees. En dan wel is dat daarmee saamgaan. So wat moet gebeur in die proses is hierdie sondes, ons gaan net geen kans kry, ek gaan jy laat opstaan, en jy weet wie is die groot sonde, weet wat, want jy moet een of ander sonde hê, anders is jy nou, soos my vrou se eerste man, hy het geen fout gehad nie. Okay, so hulle moet jy dan vervang met hierdie selle. Luiheid met geestelike fliksheid, gierigheid met vertroue in God, selfsugtigheid met deernis, vir ons kan aangaan nie meer. Al wat ek wil sê, julle verstaan, hierdie is 'n proses. Dis nie net so,
en dan is jy hierdie wonderlike wese nie. Dis hoekom dis 'n proses van heiligmaking. Die Heilige Gees, hierdie T-selle is nou in my vir nog 'n maande. Om elke keer as daai kanker opstaan, dan klap hy vol. En om geduldig te wees, jy gaan foute maak, maar daar's 'n traject. En dat jy begin omgee, daar's 'n traject, en daar's 'n traject om minder selfsugtig te wees en deernis te hê met anders en mense te vergewe, verstaan julle? Dis nie net, hier kom jy luister en gaan jy uit en nou is jy reg nie. Dit is die fout wat ons maak, die Heilige Gees laat jy in jou en hy bly by jou en hy verander vir jou. En is 'n journey wat jy moet loop en loop en loop. Ek het besef, daai 16 dae wat ek toegesluit daar was, het ek nou elke oggend my oefeninge gedoen. Dit was my wonderlik, ek gaan 'n bietjie wys. Hier stap ek in Susan nou. Die volgende preek gaan vir julle wys wat beteken om ingeprop te wees, maar dit kom 'n bietjie later. Maar dan moet jy die Gees toelaat. Kyk hier. Psalm 23 vers 4. Stap ek hierdie dag van doodskade weer, ek sal nie bang wees nie. Want U is by my. Die stok en die staf troos vir my. Okay, skus. Ek het net in my kamer ingelaat. Vir my om hierby uit te kom met my 16 dae, wat ek niks anders kon doen, nie buite gaan en groen kyk nie. Jy sal moet verstaan. Jy sal moet inoefen. So wat ek wil hê, hierdie is net die inleiding, dat jy vandag sal beleef en ontdek hoe die Heilige Gees in jou wil werk, sodat jy kan heilig wees. Nou, die term heiligheid is tog vir ons so verskriklik. Nou sê ou dominee, ek dink jy moet 'n bietjie kerk toe kom, maar nou sê hy, luister, ek sien nie kans vir al daai onheilige mense wat daar sit nie. Of skynheilige mense nie. Sê, ag man, nog een skynheilige gaan nie eintlik 'n saak maak. Kom maar, verstaan jy? Jy weet, so ons het hierdie ding, net nie maak of jy hoog heilig is nie. Jy moet maak of jy hoog heilig is. Want ons is geskep as na die beeld van die heilige God. En wat beteken God se heiligheid? En ek wil dit net nou vir julle verduidelik. Okay? Ons moet dit snap. So, wat ek gaan doen nou verder met ons. Ek gaan vir jou verduidelik wat dit beteken om heilig te wees. Ek wil jy moet altyd onthou. Daar gaan ek vir jou vertel waar het die fout gekom. Want almal wat jy mee praat, het altyd 'n storie. En ons het ook 'n storie. En dan wil ek vir jou verduidelik, wat die Gees alles in jou kan doen. Wat ek nog gedoen het, is net die tip van die ysberg. En dan wil ek vir jou deur die Bybel vertel. Wat ek hier nou vertel vir jou, is nie thumbsucking, of ek was op drugs, ek was op drugs gewees, maar het kom uit die Bybel uit. En dan wil ek vir jou weer net deur 'n oefening vat, wat jy ten minste kan begin, om van hierdie kankerselle te laat doodmaak, hier waar ons nou sit, want die Gees is by ons, en dit dan vervang met nuus. Dis wat ek wil doen. Is jy nog met my? Dieselfde ding, ons dans net bietjie weier en weier. So God het ons geskep, om heilig te wees soos hy, en onthou God, wat is sy heiligheid? Heilig is omdat mens opkyk na hom. Nie een kant gesit nie, jy kyk op na hom. En wat is God? Hy is liefde. Hy is liefdevol, as dit net nou gesê. En weet julle het hy vir ons verduidelik, met die bome. Die boom van die lewe, die vyeboom, die wingerdboom en die breinboom. Om vir ons te leer, dat ons moet vrug dra, en daai vrug moet liefde wees. Die boom van die lewe lees ons van Genesis 2 vers 9. Hy sê, vir Adam en Eva, ek het julle gemaak na my beeld, julle moet nou almal kyk ensovoorts, en julle gaan kennis en leiding nodig hê, en julle moet van hierdie boom se vrugte eet. Nou stap Jesus in Matteus 11 daar, saam met sy disippels, en hy's honger, en hy gaan na die vyeboom toe, en die vyeboom het niks aan nie. En hy check hom so, hy sê, jy het geen waarde as jy nie vrug daar nie, laat jy doodgaan. Woel, daar is die vyeboom gaan. Die disippels sê, wat maak jy? Hy sê, daar is geen funksie vir jou. Op hierdie aarde. Vir niks nie 'n dier nie, niks, as jy nie kan vrug dra nie. En daai vrug sê hy, in Johannes 15, daai vrug moet die liefde wees. En dit maak die Vader bly. Hoekom? Want dan sien hy sy ewebeeld in ons weer. En dan sê hy, met die breinboom, dis jou brein lyk daar. Filippense 4 vers 8, daai arendoefening. Wat jy moet doen in die oggend, jy lig jou arms op en sê, ek rig my gedagtes na wat daar bo is. Wat goddelik goed en rein is. Wat my as God se mens sal dit excel in die lewe. Die Griekse woord is excel. En wat maak dit ander my sal navolg. En dan sal jy vrede hê. Nou wil ek vir jou dit vra. Paulus sê, verstaan jy, julle moet maak soos ek maak, sê hy. Wie van julle wil vir jou kind sê, wees net soos ek en jy is okay. Ek dink dat ek aan my kinders, dan dink ek, Vader weet. Hulle het alles
wat ek gekry het in meervoud. Hulle is slimmer as ek, hulle is kreatiewer as ek, hulle is sterker as ek. Maar ek sien ook dat hulle swakhede het hulle ook by my gekry. Ons ongeduldige blikskors. En kwaai, jy weet, in daai goede. Dan dink ek, hoe gaan hulle kinders lyk, verstaan julle? En wat hulle eintlik by my moes gesien het, is God. Want hulle neem God op, deur wat hulle sien, dan assimileer jy vir Jesus. Ek bedoel, in die gees van stel om by te bly, weet. Paulus sê, dis die toets. Wil jy vir jou kind sê, jy kan oral gaan waar ek gaan. Jy kan alles kyk wat ek kyk. Jy kan jou geld spandeer soos ek het spandeer, dit sal vir jou goed wees. Jy kan jou vrou enig hanteer soos ek jou ma hanteer. Of jou pa hanteer. Dis wat Paulus sê, dis die toets. Want as jy dit kan sê, dan, en hy sê, ja, ek kan dit sê, wel, hy het nie 'n vrou en kinders gehad, dit was seker maklik geweest, maar, die punt is dat jy by daai punt moet kom. Nou sê Jakobus, hy sê geloof, sonder werke, sê hy is dood. Dit beteken niks eintlik nie. Moenie vir my sê, as ek die krag by jou sien nie, en hy vertel hoe die mense, hulle verskeer mekaar in Jakobus, hulle haat, hulle wil nie mekaar vergewe nie, hy sê, dis 'n skande man, dis soos 'n klomp wolwe wat by mekaar is. Hy sê, dis soos die liggaam sonder die pneuma. Dis duidelik dat daar 'n liggaam is, maar die gees is nie daar nie. En die antwoord sê, Paulus dan lê in die gees. So die vrug wat jy met daar is liefde, liefde en altyd en oral met almal. Ek weet nie, dit is so duidelik soos daglig, maar iewers het ons dit mos nou gemis, ons maak dit ingewikkeld. Waar die fout gekom? In die begin het God die hemel en die aarde geskep, en ons weet dis die perfekte twee ruimtes gewees wat by mekaar was, en binne in daai ruimte het vir Adam en Eva geskep, wat perfek was, soos God hulle gemaak het. Maar toe kom daar 'n kiem, 'n kankerkiem in die wêreld, in die vorm van 'n slang. En hy verlei vir hulle na die punt van hoogmoed toe. En wat hulle doen, hulle laat eintlik hierdie gebrokenheid binne in hulle liggame toe. En as jy Openbaring kyk, dan sê die sonde is in ons gesetel. Dis nie die duiwel nie. Jy weet, Hansie Cronje het na hy geval het, hy sê die duiwel het hom, is die duiwel se skuld. Toe het hy later sê nee, hy het dit verkeerd. Dit is sy skuld gewees. Hy het gierigheid geag. So, dit het ons, Paulus praat van die sarks, dis die vlees. Het ons vlees kom heroriënteer weg van God af. En die gevolg was, dat mense verlang dan sonder God geleef het. En dan weet ons, hy begin om met Moses hulle weer by mekaar te kry, en die mense kan weer by God kom in die tempel, en die tabernakel, en die diere assimileer die sonde, en die wet reguleer eintlik hulle goeie dade. Maar die wet het hulle nie, want hulle was nooit gemotiveer nie, want dit is die moslems. As jy nie bang genoeg is, jy gaan nie op rook nie, dit weet jy. Dit kan maar wys hoe lyk jou longe. En dis toe God sê, nou sal ek my seun stuur. En hy sal daai sondes vir altyd, sê Hebreërs 7 vers 25, wegvat. En nou is jy versoen met God. En dis grace stuff. Grace stuff, as die lam wat my sondes weggeneem het. So ons wil net almal ons kinders daarby uitkry. Maar wat het daarna gebeur? Hy het toe gaan opstaan. Wat gesê het, hierdie ding wat ons nie net aardse bonde gaan wees nie, is vir jou ook daar. Jy kan nou al soos in die hemel leef. En wat gee hy toe vir ons om ons te help? Want ons is nog sondige wesens. Hy gee die Heilige Gees wat ons moet regenereer. Maar kyk wat doen die Heilige Gees vir ons. Paulus beskryf het mooi in Romeine 4. Hy het die tweede Adam se selle in ons wil hy met die kaartee doodmaak. Dan wil hy dit vervang met vrug. Wat liefde, vrede, vreugde, geduld, nederigheid, selfbeheersing, goedhartigheid en getrouheid is. Dan wil hy jou help om die geskenk te aanvaar om God te sien en te sê, Jesus, U is die Here. U het gesterf en U het opgestaan. Dan wil hy dat jy so moet bly maak, dat jy dit vir ander mense gaan vertel. Dat jy jouself laat oplei en weet, dis hoe moslems dink, dis hoe Christene dink. En as hy vir jou vra, kom jy Christen, dan sing jy soos 'n kanarie. Maar nee, met hoeveel mense het jy in jou lewe al ooit een woord oor Jesus gepraat? Wat sê jy vir mense as vir jou vra, hoekom glo jy, wat beteken God vir jou?
Maandag gaan jy Sondag, nee, ek het 'n paar vriende wat sê, jy gaan kerk toe, jy gaan die Allerheiligste ontmoet, sê jy. En dan, dis die passie vir sending. Krag vir oorwinning. Om te sê, ek gaan hierdie goed in my lewe oorwin. Ek gaan nie sê, dis okay dat ek ongeduldig is nie. Dit gaan nie sê, dis okay dat ek gierig is nie. En niks ooit van iemand gee nie, en vir die kerk is die laaste plek wat ek iets voor gaan gee. En dan wil hy vir ons gawes gee. Hierdie Rudolf, wat hier sit, weet ek al vir jare, hy het ons Perfect Pitch, hy het ook so 'n dingetjie gewen van Johannes, wat is sy naam? Johan Stemmet, ja. Nou nie is nood vir nood, hy het 'n ander ding gehad. Toe sê ek staan en vir hom, maar kan jy nie gitaar speel nie? Want weet, ons moet nou begin musiek maak hier. Hy sê nee, hy het al getraai. Ek sê vir hom, kyk ek nee, is 'n bosgitaarspeler. Ek sê vir jou in 2 weke leer gitaar speel. Enigeen van julle. Daar kom hy. Hy het hierdie latente gawe gehad. Nou is hy 'n monster, verstaan jy? Hy speel drukke wat ek nie ken nie ensovoorts. Maar wat het hy gedoen? Hy het die Gees toegelaat om daai gawe te vat, sy tyd te vat en die ure wat hy insit om hierdie goed vir ons te doen. Dit is wat die Heilige Gees doen. En ek kan baie van julle, ek wil nie eintlik mense noem nie, ek wil maar net al hierdie kinders, Neil Kuipesie, hy leer die kinders speel. Maar wat doen hulle? Hulle wil hulle offer bring vir God. Hier is die sangers, kom in die oggend vroeg. Maar het is altyd 'n sacrifice. Niks kom sonder sacrifice nie. En dis wat die Heilige Gees in jou wil doen. En die volgende jaar, gaan jy my verskoon, maar ek gaan met jou werk, totdat hierdie goed almal in jou tak getik word. Terwille van jou eie vreugde in die koninkryk se koms. Mens kan nie hier bly en net kerk toe kom en goed, en jy moet nog so groei ewes heen, verstaan jy? Nou, wat sê die Bybel? Want dis nou die goeie vraag, so vir my sê, maar waar kom jy aan hierdie goed van jou? Uit die Bybel uit. Paulus se beste stuk wat hy geskryf het, is die boeke Romeine. So hy verduidelik in die eerste hoofstuk, dat alle mense, hy noem die woord strafwaardig vir God. Ons is almal sondig. Almal van ons. Jou skoonma ook op die einde, en jou skoonpa. Almal is maar sondige mense. Maar dan sê hy, maar Jesus het vir ons weer by God gebring. Hy het daai baie bekende verse, Romeine 3 vers 21 tot 25 sê, nou het daar 'n nuwe bedeling in plek gekom. Waar jy vryspraak kry, nie deur die wet nie, wat dit help in die aanval nie, maar deur in Jesus Christus te glo, wat deur sy bloed vir ons versoening gebring het met God. Hy sê, nou soms die regverdigheid van God is ook nou afgelas verby, want hy het gestraf, maar hy het in Jesus gestraf. So jy is vry om te gaan, sê hy. Nou gaan hy aan. Nou vertel hy, wat eintlik met jou gebeur, is jy moet nou hierdie goed toeëien. So jy moet sien, dat jy gaan in die graf van saam met Jesus, en hierdie ou mens van jou sterf, sê hy. Baie lekker, hy is dood, gone, weg, dan staan jy saam met Jesus op. Soos 'n ding wat gedaai is, hy is nou wit en nou word hy blou, of whatever. Nou sê hy anders. En dan sê hy, jy het die status, sê hy, dat jy is dood vir die sonde. Ja, nee, ek het dit so mooi probeer verduidelik altyd. Want dit is so, dit is soos 'n getroude vrou, jy het haar gekry by die kansel, maar nou loop sy rond. Dis is wat ons is. Jy verstaan, nie? Jy het 'n status, maar jy leef vir die status uit nie. Want, wat sê hy net daarna? Hy sê, ek wat Paulus is, die heilige Sint Paulus, die goeie wat ek wil doen, hierdie is 'n vers hoofstuk 7, dit doen ek nie. Hy sê, die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Hy sê, want ek het hierdie wet in my, dat die vlees om my heeltyd verlei om slegte goed te doen. Hy sê, ek elendige mens, hy sê, wie gaan my van hierdie doodsbestaan verlos? Ek het die status dat ek gelowig is, ek het saam met Jesus gesterf en opgestaan, maar steeds is ek 'n ellendeling, 'n verloorder. Dan sê hy, daar is net een antwoord, en dis Christus, wat ons verlos. Maar dan sê hy, hierdie verlossing kan net in werking kom, wanneer jy die Gees toelaat om jy te beheer. Dit vertel hy in Romeine 8. Hy sê, ons kan alleen aan die eise van die wet, wat liefde is, voldoen as ons onsself deur die Gees laat beheer. Jesus het jy kom red, jy het saam met hom opgestaan, maar nou moet dit 'n werklikheid word. Ek het Susan met die kansel gekry, voor die kansel, maar nou moet sy 'n goeie vrou vir my word. Verstaan julle dit? En ek moet 'n goeie man vir haar word. En ek probeer nog my bes. Maar wat jy moet uitvind, sê hy, hierdie kanker kan jy nie doodmaak nie. Jy kan nie. Hy gaan vir jou doodmaak. En dit gebeur. Mense steel, hulle los hulle vrou, hulle drink,
and then they die. Ons ken ons hierdie paai wat jy loop. Of jy sê, Heilige Gees, kom maak U hierdie goed dood in my. Hy sê, die wat hulle deur die vlees laat beheer, se dade loop uit op die dood. Hy sê, die wat hulle deur die Gees laat beheer, se dade loop uit op lewe en vrede, sê hy. Verstaan julle? Jesus kan ons tot by 'n punt bring. Dis amper soos jy kan 'n donkie by die water bring, kom jy maak drinkie, maar die Heilige Gees, hy kan daai water laat opgaan as die donkie net sê, suig. Iets van daai aard, verstaan jy? Want hy kan binne in jou klim. Jesus is, hy's mens, die Heilige Gees is Gees. En dis hier waar die karakterbehandeling kom. Ek wil jy moet dit vandag verstaan. Ek wil nie sê Jesus, dis ook sy Gees. Maar sy taak was gewees om jou te red. Om jou te bring by God, dat jy die gewigtigheid kan sien en sê, ek wil soos U wees. En dan sê, okay, my kind, nou moet jy die Gees toelaat om die verandering in die karakter binne in jou te doen. Ek wil verduidelik, verstaan julle wat sê ek vir julle? Dis eenvoudig eintlik, maar as heavy ingevok of ons kry dit nie reg nie. So hierdie kankerselle, wil ek weer sê, moet jy voor die Here kom neerlê, en jy moet een van hulle vat en sê, maak dit dood, en verander dit in my. Daan Witbank vertel het tannie vir my. Sy selfs 'n man gewees. Hy is getroud met 'n vrou. In Suid-Afrika kan baie vrouens nie van 'n man skei nie, want hulle het nie geld om te skei nie. En vir 5 en 10 jaar het hy verhoudings met ander vrouens gehad. En sy het hom al gelos, en hom lief gehad en vir hom gebid. En eendag, toe sy weer so by hom lê en hy kom klim vroeg in die oggend, en hy slyp ons aan die bed so saggies in nou les, en dan ruik sy hom. Sy ruik hy parfum. En sy sê vir hom, dis die eerste keer sy ooit iets gesê het, wil jy nie maar asseblief ophou nie. Hy sê, daai woorde het vir hom geslaan soos 'n hamer voor sy kop. En hy besef wat dit aan hierdie vrou, wat hy voor die kansel vir botter en wors beloof het, en dis wat hy met haar doen, uitvaagsel. En hy sê, hoe gaan ek verander? Hy gaan na haar doen met, hy bely sy sondes, hy laat die Heilige Gees hom verander. Nog vandag getroud. Daar's 'n fliek, Don Juan, ek weet nie of julle gesien het, in 94 gemaak, Johnny Depp was toe nog jonk gewees, en Marlon Brando het nog geleef, en saam met Faye Dunaway, en hy was hierdie ou, wat gesê het, hy is die John Juan. As vrouens hom sien, dan het hulle gemeld onder sy oë, en hy kom met hulle maak wat hulle wil, en klomp mans het 'n saak teen hom gemaak. En dan het hy in die hof gestaan en sê, maar ek is Don Juan, jy weet, ek kan nie anders nie, ek bedoel, wie is Don Juan? Don Juan, vrouens kan nie weerstaan nie, en dan word hy verwys na sy kindige toe, en dan praat Marlon Brando met hom. En dan vertel hy sy storie, hy het groot geword, hy so kindjie, en toe het hy in 'n harem beland. En daar die vrouens om die tryd geleer, verstaan jy? En toe hy uitkom, hy sê, en dan vra hy van, wat maak jou so anders? Dan sê hy, as ek na 'n vrou kyk, dan weet sy, ek sien haar nie soos sy is, maar hoe sy kan wees. Dat hy vertel. En, want hy moet nou agterkom, is hierdie Don Juan of is dit nie? Verstaan jy? Wat? Was hy ou mal of nie? En dan begin hy 'n invloed op hom, en nou praat hy met sy vrou, Faye. Nou aan die einde van die fliek, nou sit hy en sy en eet by 'n tafeltjie, en hy kyk haar so, en hy sê vir haar, vertel my 'n bietjie van jou drome. En dan lag sy so, sy sê, ag, jy ken mos my drome. Hy sê nee, ek praat nie van daai drome, ek praat van die drome wat jy al opgegee het, omdat ek nooit na jou luister nie. Vertel my daarvan. Dis die vlak waarop jy beweeg. As jy getroud is, dan word jou huweliksmaat se geluk is jou verantwoordelikheid. As jy kinders het, word jou heiligheid jou verantwoordelikheid. En jy gaan dit net reg kry, as jy die Gees toelaat, om die selfsugtigheid in jou dood te maak, en verander met deernis en omgee. Jy gaan dit net reg kry, as jy die Gees vra om die leiheid, geestelike leiheid van jou, te los en te sê, gee my 'n geestelike dringendheid, om die kennis wat ek nodig het, om met mense te praat, en myself beter te gebruik. Jy gaan dit net reg kry, as jy die Heilige Gees van buitekant af inlaat, om vir jou te sê, jou gierigheid moet gaan, jou vertroue moet jy op God stel. Hy is die een by wie jy bly, en jy met jou roeping en jou eienaarskap, daarvolgens moet jy rig. As jy die bekommernisse wat jy gaan werp het, en gee dit vir God, hy sal dit vat. Luther sê, hy sal jou bekommernisse vat, en Jesus is nie bekommerd oor die goed wat jy het, en hy sê hoe hoogmoed het, en dink jy is beter as ander mense.
moet jy die Heilige Gees jou van daai perd af laat afklim en vir jou sê, gee vir my nederigheid. Laat my mense se voete was wat ek nie eens weer aanvat nie. Jy is beter as niemand anders nie. Almal wat gemaak is op hierdie aarde is God se kinders. Jy weet dit, maar hulle weet dit nie en hulle moet dit by jou sê. En dan moet jy hierdie verslawing wat jy het om beter te voel by ander plekke, gaan na die Here toe. Gaan sit dit voor sy voete en sê, Heilige Gees, help my. Dat wat U vir my gegee het is my genoeg. Dat ek sal bely, die Here is my herder en ek kom niks kort nie. Aan die einde van my journey moet ek 'n klok lei om te sê ek het dit gedoen. Dis eind over tot iemand die klok vir jou lei en te sê ek sien die Gees is in my. Vleit, hierdie storie is uit, maar dis nie die einde nie. Ek wil ons met 'n gebed sang. Ek het gebid dat hierdie saad vandag op goeie grond sal val. En hierdie is 'n gebed wat sê, Gees van God wat lewend maak, vul my meer en meer. Vorm my, regenereer my. As jy ernstig is daaroor om te dink jy moet beter word, dan wil ek jou vra om saam met my nou hierdie lied te sing.